Baie dankie vir die van julle wat alreeds vir ons 'n Facebook fotootjie of twee gedeel het, maar asseblief gaan maak so. Ons soek 'n foto egter net van jou troeteldier. As jy dalk jouself ook in die fotootjie wil insit, asseblief doen dit. Maar as jy vir jou troeteldier is die mooiste, lelikste ding, onthou daai kompetisie. Maar vereers is dit tyd vir ons oggendpraatjies. Ja, ek wil by julle hoor of julle koopkrag gebruik. Nee. Ek gebruik ook nie tans nie. Ons het al daarvan gebruik gemaak, maar nee. Want 'n mens wonder wanneer is dit die goedkoopste tyd van die maand om krag te koop. So indien julle dalk mense ken, ja, ek weet dit klink vreemd, maar jy gaan nou hoor waaroor hierdie storie gaan. Indien julle dalk mense ken wat koopkrag gebruik soos ek. Baie mense het al opgemerk dat hulle aan die begin van die maand meer elektrisiteit vir dieselfde bedrag kry as aan die einde van die maand. Nou dit beteken egter nie dat elektrisiteit aan die einde van die maand duurder word nie. Die verskil is te danke aan iets wat bloktariewe genoem word. Nou hoe meer elektrisiteit jy in 'n maand gebruik, hoe hoër word die koste per eenheid. So jy begin in die goedkoopste blok, maar as jy te veel eenhede koop, beland jy in 'n duurder blok en betaal jy meer vir elke ekstra eenheid. Die finansiële kenner Cara Jane Sinish sê die grootste fout wat mense maak is om te veel elektrisiteit aan die begin van die maand te koop en dan aan die einde weer te moet aanvul. Nou dit kan jou maklik in 'n duurder blok plaas. Die oplossing, wel, koop net genoeg eenhede om jou tot die einde van die maand te hou en beplan jou verbruik deeglik. Byvoorbeeld in Johannesburg vir 2025-26 werk die bloktariewe soos volg. Blok 1 dek 0 tot 500 kW per uur teen R2.49 per kilowatt per uur. Hierdie is 'n kophou proses, julle. Ja nee, kyk ons is met jou. Goed, kom ons kyk of ek dit kan regkry en nie so Zuma kan klink nie, maar blok 2 dek 501 tot 1000 kW per uur teen R3.05 per kilowatt per uur. En blok 3 is vir verbruik bo 1000 kW per uur teen R3.70 per kilowatt per uur. Sinish se wenke om geld te spaar is eenvoudig. Koop jou verwagte maandelikse elektrisiteit aan die begin van die maand om voordeel te trek uit die goedkoopste blok en moenie vooruit vir volgende maande koop nie. As dit aan die einde van die maand byna klaar is, koop net genoeg eenhede om tot die eerste van die volgende maand te hou. Jou verbruikstelsel stel elke maand terug na 0, so jy begin weer in die goedkoopste blok. 'n Bietjie beplanning kan dus 'n groot verskil aan jou kragrekening maak. Maar dis nogal. This is fascinating to me. I don't really understand how it can be more expensive, but it's not, depending on the time of the month that you buy the electricity. Maar dit is dan nou 'n goeie idee om dalk kyk na jou vorige maand se gebruik en at what point did you run out, and then to think, okay, let me just buy like an extra week so that I only cover myself for the month. That's what I'm getting from this. Wel vir my persoonlik voel dit asof 'n mens die heeltyd, jy weet, dit moet aanvul. Ja. Ek het dit nogal agtergekom die laaste 2 maande, moet ek sê. So, dis 'n interessante teorie en 'n mens wil eintlik so 'n bietjie meer ook daaroor gaan lees. Ek dink dit is belangrik om jou goed genoeg in te lig. Wat sê sy daar aan die begin? Koop net soveel as wat jy dink jy gaan gebruik. Yes. Okay, ek dink ek gaan net X bedrag gebruik, so ek koop net soveel. En 'n ou moet jouself eintlik baie goed pys met jou krag, nee. Ek dink 'n ou moet weet jou yskas, jou geyser, jou dit, jou dat wat regtig konstante krag gaan gebruik. Dis wat dit daarop neerkom en dan moet jy maar besluit wat gebruik jy op die res. Ja. Ek dink dis weer eens bring dit ons terug na daai gesprek waar 'n mens eintlik al meer afhanklik raak van iets soos sonpanele of son-aangedrewe geysers, enige iets wat alternatiewe energie genereer. Ja. Kom julle ook agter dat daar's nie vir my regtig 'n standaard meer. Dit voel vir my elke area, elke provinsie, mense betaal net verskillende tariewe vir krag. Ek weet een van ons groot radiostasies het ook nou eendag so 'n meningspeiling gedoen. En dit het daarop neergekom wat die aanbieder daar net gesê het, luister, ek kan nie meer nie, want ek kan nie kop nie. Hoe kan jy met R250 'n maand wegkom en jy sit 'n geyser aan of iets en skielik 'n 6 of 'n 8000? Dis asof daar net nie meer maatstawwe is nie. And I think also it's so expensive, and it's just getting more and more expensive. And the way that the tariffs, even for us that don't have prepaid, and we're paying obviously a set amount to the municipality or Tshwane Power or whatever, I think the reason
that they get away with it being so expensive is that we don't actually know what that breakdown on the statement is. It's also confusing. So you're just like, okay, whatever. Dat maar net nou betaal. Ons is almal so en ek het ook nou in die naweek het ek weer 'n argument ook gehad met 'n kollega van my wat min of meer dieselfde area bly, maar sy tariewe is heeltemal anders as myne en ons is 6 minute uit mekaar uit. Jy weet as 'n ou ry, so dis letterlik 'n handvol kilometer wat 'n ou van mekaar af bly, maar ons betaal verskillende tariewe. Ja, kan die kop hou nie man. Ja, maar daar is natuurlik soos wat hierdie Cara Jane ook sê, daar is natuurlik wenke wat mens kan gebruik om seker te maak dat jou kragverbruik bietjie laer is en dat jy bietjie minder geld betaal. Soos byvoorbeeld, ons het nie 'n geyser nie, ons het 'n heatpump wat ons op 'n timer sit, sodat as ek nou 3 ure in die stort klim, is dit maar nou so bietjie awkward temperatuur, but it does work to save us money at the end of the day, you know? Ja. Wat in julle wat dalk vir julle bietjie krag en geld kan spaar? Ek sit so skelm met geysers af. Nee, ek maak dit. Nee, ek weet nie, jy weet 'n ou beperk ook maar jy sê vir al vir die kinders so goeders ook, jy kan nie ure in die stort spandeer nie want hou moet maar van of ek sou nou en dan ook 'n gil hier uit die kamer uitkry as ek te lank in die stort is. Dit seker klein goedjies maar 'n ou, jy weet jy maak op byvoorbeeld jou swembadpomp se tyd 'n bietjie korter en al daai tipe van dingetjies. Maar dankie, dit is 'n insiggewende stukkie gesels. Ons gaan verseker nog meer daaroor gesels en al lyk ons en klink ons soms vir jou soos 'n klompie Hansworse. Ons gedra ons daarom nie altyd so nie, maar dit was ons oggendpraatjies vir vandag. Net hierna gesels ons egter met 'n man wat professioneel dit as 'n beroep volg. 'n regte, egte Hanswors. Bly ingeskakel om dit nie te mis nie. Hierdie Hanswors gaan nou 'n bietjie afskaal. Ek gaan nou rus.